huis van die Here by nagmaal. Hierdie is ons tradisionele opname van die erediens. Ek wil aan die begin van hierdie nagmaalsgeleentheid sommer nou al vir jou uitnooi om jou broodjie en jou wyn reg te kry, want ons gaan net nou saam nagmaal gebruik. Soos wat jy weet is ons tans besig met 'n reeks wat 12 weke in Jeremia is. Vandag staan ons stil by die tema van waarheid. Dis deel 9 van ons reeks en dis my gebed dat die Here regtig die waarheid tot jou lewe sal spreek. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons saam hier in U naam kan wees vir hierdie tradisionele nagmaalsdiens. Dis my gebed dat U elkeen van ons sal seën om werklik U woord opnuut te beleef. Berei ons ook asseblief Heilige Gees voor om nou die nagmaal ook saam te kan gebruik in hierdie geleentheid. Amen. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Amen. T.S. Eliot het gesê, in a world of fugitives, the person taking the other direction will appear to run away. En is dit nie waar nie, dat in 'n wêreld waar almal weghardloop van alles af, sal die persoon wat in die regte rigting hardloop lyk asof hy eintlik die een is wat weghardloop. Flannery O'Connor het die volgende gesê oor die waarheid. You will know the truth and the truth will make you odd. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vreemd maak. Want om vry te wees en waarlik vry te wees wat die Bybel sê, soos wat Jesus sê ons moet vry wees, is vir baie mense vreemd. Dit maak dat hulle vra oor jou en my as mens. Maar as ons gelowiges se gedrag dieselfde is as mense wat nie die Here ken nie. Ons mekaar verneek, mekaar geld vat, mekaar nie ondersteun nie, mekaar beskinder en belieg. Weet julle wat gebeur dan? Die wêreld vra maar is hulle nie maar net soos ons nie. Hoekom moet ons anders wees as hulle nie kan wees nie? Daarom is dit so waar wat Flannery O'Connor aan die begin van hierdie erediens sê. Jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vreemd maak. Jesus het immers gesê die waarheid sal ons vrymaak. Vandag se teks kom na ons toe uit Jeremia 28 vers 1 tot 17. Ek gaan vir ons sekere dele daaruit lees en dan gaan ek bietjie vir jou die verhaal vertel van wat hier gebeur met Jeremia en Hanania. 'n Ware profeet en 'n valse profeet wat met mekaar in 'n onderkonsie is. En belangrik genoeg, ek gaan vir jou vertel wat is die uiteinde daarvan. In daardie tyd, in die 5de maand van die 4de regeringsjaar van koning Sedekia van Juda, was dit dus in die eerste deel van sy regering, het die profeet Hanania seun van Asser uit Gibeon vir my in die teenwoordigheid van die priesters en die hele volk in die huis van die Here gesê. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel, ek sal die juk wat die koning van Babel julle oplê verbreek. Oor 2 jaar sal ek die voorwerpe uit my tempel wat koning Nebukadnesar van Babel uit hierdie plek uit na Babel toe gevat het, hierheen na terugbring. Ek sal ook vir koning Jojagin van Juda, seun van Jojakim, en al die ballinge van Juda wat uit Nebukadnesar na Babel toe gevat is, na hierdie plek toe terugbring, sê die Here. Want ek sal die juk wat Babel se koning julle oplê verbreek. So Hanania sê, binne 2 jaar gaan die juk gebreek wees. Die juk wat opgelê is deur hierdie volk, deur Nebukadnesar, dit gaan heeltemal verwyder word. Dit gaan van hulle afgehaal. Babylonië se juk gaan verwyder. Die konteks van hierdie verhaal is egter dat hierdie speel af in omtrent 585 voor Christus. Dis so 5 jaar na die ballingskap begin het. En hier kom Hanania en hy sê binne 2 jaar kom alles weer terug. Die Here sal die juk verbreek. Jeremia sê nie dieselfde nie. Die konteks van hierdie verhaal is dat Jeremia met 'n houtjuk op sy skouers by koning Sedekia gekom het en gesê het: hierdie houtjuk gaan nog op ons skouers wees vir 'n hele ruk as gevolg van ons sonde. Dis toe dat Hanania kom en sê nee. Ek haal die juk wat Jeremia sê op ons skouers nog gaan wees vir 'n ruk af en ek breek hierdie houtjuk. Die
uiteinde van die verhaal is, dan op die ou einde, dat Jeremia dan later sê, die houtjuk wat Hanania nou net gebreek het wat op my skouers was, is niks in vergelyking met die silwer en brons juk, wat nou nog swaarder op ons skouers gaan lê. En nou wil ek julle moet verstaan in hierdie oomblik, dat Jeremia en Hanania tree op in 'n tyd waar Juda spesifiek en dan nou Israel, die bietjie wat oor is van Israel in die noorde van die volk, in die noorde van Palestina, moet kan kies tussen Assirië en Babylonië wat baie lus is vir mekaar. Die drie wêreldmoondhede op daai stadium was Assirië, Babylonië en Egipte. En Egipte was nie heeltemal in die prentjie op daai stadium nie. Dis Assirië en Babylonië wat mekaar eintlik die stryd aansien. En die idee is dan nou, dat terwyl dit gons in die volk oor watter kant hulle moet kies, dat hulle eerder die kant moet vat van die opponente, die opkomende volk. Dis dan nou ook nie wat gebeur nie. Hulle wil kant kies. En in die konteks sê Jeremia, hou op om kant te kies. Keer terug na God. Hou op om 'n veilige posisie te handhaaf. Hou op om 'n veilige posisie in te neem, wat sê ons moet nou kant kies. Kan ek vir julle sê wat as die uiteinde van hierdie verhaal? 6 maande later is Hanania dood. Dis oorlede. En die volk was nie binne 2 jaar terug, binne 2 jaar later terug uit Babylonië uit. Nebukadneser het hulle nie vrygelaat. Hulle sou vir amper nog 35 jaar in ballingskap wees. Maar jy moet hierdie verstaan. Hanania is 'n valse profeet. Jeremia is 'n ware profeet. 'n Valse profeet sê vir jou, sit sekere dinge in plek om jouself te beskerm en dan maak jy asof dit God se wil is. 'n Ware profeet sê, keer terug na God toe. Keer net terug na God. Dit is die belangrikste werk van die profeet. Keer terug na die waarheid toe. In hierdie geval maak die waarheid vir Jeremia eintlik vreemd. Want die volk wil nie hoor dat die juk nog swaarder gaan wees as hulle kan kies nie. Hulle wil hoor wat Hanania hoor. Hulle wil hoor dat hulle vriende en hulle familie binne 2 jaar weer terugkom. Dit is nie die realiteit nie. Hulle soek antwoorde waarvan hulle hou. En Jeremia kom sê vir hulle, maar ek gaan nie vir julle antwoorde gee wat julle soek nie. Ek gaan vir julle net die waarheid gee. Want dis die waarheid wat vry maak. Dis die belangrikste. Hanania se profesie word nie waar. Jeremia se doen. Die vraag is egter, hoe kan dit wees dat ek en jy as mense partykeer die waarheid so maklik mis? Ek weet nie van julle nie, maar partykeer is die feite wat reg voor jou is, partykeer net nie vir jou duidelik genoeg nie. Ons vind dit is wat presies hier gebeur. Hanania en Jeremia is albei profete, hulle dieselfde speelveld, hulle sien dieselfde konteks rondom hulle. Alles is presies dieselfde, tog het hulle verskillende opinies oor die toekoms. Jeremia se sin van keer terug na God toe is al bewys oor die afgelope duisende jare dat dit die regte een is. Hanania se sin van kry jouself strategies op die regte plek is die een wat jou partykeer in die moeilikheid kry. Hoe kan dit wees vandag nog? Dat ek en jy as gelowiges die waarheid, die feite voor ons net partykeer verkeerd interpreteer. Nou wil ek julle neem na die Tweede Wêreldoorlog toe, om dit vir julle te verduidelik. Gedurende die Tweede Wêreld, of voor die Tweede Wêreldoorlog, in Nazi-Duitsland, met die Nazi-opkoms, is daar verskillende rolspelers wat opinies het oor die toekoms van Duitsland. Karl Barth, die bekende teoloog, het 'n opinie en hy vlug Switserland toe. So is daar baie verskillende mense wat opinies het, politieke figure, sielkundiges, predikante en ook 'n argitek. Die argitek in spel se naam is Albert Speer. En Albert Speer is op die ouene Hitler se topargitek en gedurende die laaste 2 jaar van die Tweede Wêreldoorlog is hy dan ook die minister vir bewapening. En baie mense sê dat hy as gevolg van sy goeie beplanning as 'n argitek die oorlog vir daai 2 jaar nog eintlik uitgerek het. As gevolg van sy slim werking met bewapening. Albert Speer was die tipe man wat die groot sukses gesien het wat Nazi-Duitsland kon bring. Die opbou van geboue.
Hy sien dit raak en hy dink, hier is iets om aan vas te kleef. Hitler wil geboue hê en rondom hierdie geboue wat besig is om vir mense 'n lewe te kan gee, 'n infrastruktuur te gee, hierby kan ek inkoop. Die Autobahn wat Hitler gebou het, staan vandag nog in Duitsland, as ek dit nie mis het nie. Dis as gevolg van ingenieurs en argitekte, so Speer, en spesifiek as gevolg van Albert Speer. Bonhoeffer, die bekende teoloog en predikant, Dietrich Bonhoeffer, sien nie die toekoms so Speer nie. Hy sien moeilikheid as gevolg van Adolf Hitler en Nazi-Duitsland. Hy sien die vervolging van die Jode as iets traumaties. Hy sien dit as lynreg teen God se wil. En dis interessant as jy nou sy briewe gaan lees wat hy geskryf het, toe hy in die tronk was in Nazi-Duitsland, hoe sterk hy gestaan het teen die idees van die sosiaal-nasionalistiese party bekend as die Nazis. So Albert Speer word aan die einde van die oorlog gevang, die argitek. Dietrich Bonhoeffer, die teoloog, sterf. 2 dae voor die oorlog verby is, word hy vermoor deur die regering teen wie hy gepraat het vir so lank. Na die Tweede Wêreldoorlog, toe dit verby is, begin hulle met groot regsaake wat gevoer word teen die leiers van Nazi-Duitsland, die wat nog geleef het, en een van hulle was natuurlik Albert Speer, die argitek. En by hierdie bekende hofsaak wat daar was in Nuremberg, ons praat in Engels van die Nuremberg trial, is nie een van hierdie Nazi-leiers enigsins jammer oor wat gebeur het in Nazi-Duitsland nie. Hulle almal kry die doodstraf. Albert Speer erken daar dat hy verkeerd was. Hoe kan dit wees dat 'n hoogs intelligente persoon soos Albert Speer sedert die 1930s dieselfde feite het as die hoogs intelligente Dietrich Bonhoeffer en hy kies om saam met dit te gaan wat ons vandag weet boos was? Hoe kan dit gebeur? Jy sien my vriend, die realiteit is, ek en jy som partykeer die feite heeltemal verkeerd op. Dis die waarheid. Die waarheid is ons mis partykeer die waarheid. En wat ons dan nou doen in ons reaksie teenoor die waarheid wat in ons lewens inkom, is van kardinale belang. Dis werklik belangrik om daaraan aandag te gee. Hoe mens die waarheid interpreteer, hang op die ou en tog af van watter tipe mens ek en jy is. As Albert Speer wou hê sy geboue moet vir altyd staan, selfs ten koste van die miljoene wat moes doodgaan. Dit was sy fout. Bonhoeffer kon nie met dit saamgaan nie, want mense se menswaardigheid was nie raak gesien. So daar's iets intrinsiek verkeerd met hoe Albert Speer kyk na die wêreld en na homself as mens. En dit maak dat hy dit wat goed is nie raak sien en dit wat verkeerd is ook nie omgee om te doen. Die volk het dieselfde probleem in die tyd van Jeremia. Hulle kan nie meer goed van verkeerd onderskei nie, hulle het te veel afgedwaal. Dis vir hulle te moeilik om dit raak te sien. Dis hoekom Jeremia die spreekwoordelike vis is wat teen die rigting inswem en hulle dink hy so mal soos 'n haas. Want hy is so ver in die rigting besig om te stap agter God aan en hulle is so ver besig om af te dwaal, hulle mis mekaar heeltemal. Dis die probleem. Dis vandag nog die probleem, hoekom ek nie die waarheid is. Dis ons eie motiewe. Ons eie motiewe maak dat ons baie keer gewoon net nie die waarheid raak sien. Ons wil raak sien wat ons wil raak sien. Ons sien nie altyd wat ons moet sien. Ek wil graag vir jou 'n storie vertel hieroor en ek wil afsluit met dit voordat ons saam die nagmaal gaan gebruik, want ek dink hierdie storie is die beste storie om dit te illustreer. Dis 'n storie wat ek raak gelees het wat die bekende Hollander Henry Nouwen geskryf het. Hy skryf dat daar op 'n dag 'n vlugteling opdaag by 'n dorp. Hierdie vlugteling kom uit sy land uit waar daar 'n oorlog is. En die dorp neem die vlugteling in. Hulle gee hom kos en klere, hulle maak hom deel van hulle gemeenskap. En 'n ruk later, nadat hulle baie lief geraak het vir hierdie vlugteling, daag 'n klomp soldate op in die dorp. Hierdie soldate kom van die land waar die vlugteling is. En hulle is op soek na hierdie vlugteling, want lyk my vir hulle, dit is toe nou 'n bekende vlugteling
wat 'n invloedryke man was in die land van waaraf hy gevlug het. En hulle steek die vlugteling natuurlik weg, want hulle weet hy's 'n vlugteling. En die soldate sê vir die dorp, almal bymekaar kom in die middel van die dorp, op die plein, julle het 'n keuse, of julle gee vir ons hierdie man oor, dat ons hom kan doodmaak, of ons maak julle almal dood en ons brand julle dorp af. Julle keuse. Julle tot môreoggend om te besluit. En die gemeente gaan dan na die predikant toe, en hulle vra vir die predikant, wat moet ons doen? En die predikant sê vir hulle, ek gaan vanaand bid daaroor, en ek gaan die woord van God deursoek. En so gaan die predikant die hele aand deur die woord van God, hy bid, hy praat met die Here, en vroeg die volgende oggend, 6 uur nadat hy deur nag gebid en Bybel gelees het, kry hy sy antwoord. Hy kry die volgende antwoord. Hy kry die antwoord in die Nuwe Testament, wat vir hom sê, partykeer moet een lei, sodat baie gered kan word. En hy besef, maar dit is die antwoord, dit is die waarheid. Hierdie een mens se lewe kan tog nie belangriker wees as hierdie baie mense se lewens. En hy gaan na die dorp toe en hy sê, kom ons gee hom oor. Dit is wat die woord van die Here vir ons sê. En die dorp het die vlugteling oorgegee en die soldate het die dorp verlaat om die man te gaan doodskiet. En die dorp het fees gevier want hulle lewens is gered. Die dominee, die predikant op die dorp het hulle mos 'n mandaat gaan gee om vir hulle te sê, maar julle kan nou eintlik ons maar fees vier. Want dis wat die woord van die Here sê. Die een kan maar sterf sodat julle almal kan leef. So dit gaan fees vier. Die predikant aan die ander kant het natuurlik glad nie geslaap daai aand. Hy het ook nie gaan fees vier. Volgende oggend 3 raak hy die slaap en toe droom hy dat 'n engel hom besoek. En hy droom dat die engel vir hom sê, hoe kon jy daardie man uitlewer? Dit was die Messias. Die predikant het geantwoord, maar hoe sou ek dit geweet het? Waarop die engel hom geantwoord het. As jy minder Bybel gelees het, en hom gaan leer ken het, en in sy oë gekyk het, sou jy geweet het, dit is hy. Daar's nie 'n blou druk om altyd die waarheid te ken nie. Maar ons het 'n beter kans om die liefde van God raak te sien en die waarheid raak te sien as ons in mekaar se oë kyk en sien dat Jesus Christus betrokke is in mekaar se lewens. Dit is die waarheid. Miskien moet ons Christus soek in mekaar se lewens. Miskien is dit ook deel van die oplossing van die morele verval wat ons rondom ons sien. Dat ons moet Christus soek by mekaar. Dit is die waarheid. Miskien help dit om in sy oë te kyk om die waarheid te kan ken. Hy het immers gesê, die waarheid sal julle vry. Mag die waarheid ook nou in die res van hierdie nagmaalsdiens jou vry maak. Geliefdes in die Here Jesus Christus, die Here het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink. Dan gaan ek nou vir ons die nagmaal self instel. Voordat ek dit doen, gaan ek net eers vir ons die apostoliese geloofsbelijdenis lees. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat ek hulle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en
en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en ek glo in 'n ewige lewe. Amen. Vriende, dan wil ek jou nou nooi om die brood wat jy by die huis eet, reg het hoop ek, en die wyn of druiwesap te neem. So wat julle kan sien, volgens al ons COVID reëls, hierdie koekie is nou mooi toegedraai. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg dat ons nou saam die nagmaal kon gebruik. Dankie dat ons onsself kon verootmoedig om die waarheid aan te gryp. Ons weet in 'n wêreld van morele verval is die beste oplossing om U te soek in mekaar se lewens, om U te loof en prys vir hoe U werk in mekaar se lewens. Here, ons weet, ons moet luister na leraars, pastore, predikante, priesters wat ons wil terugbring na die waarheid. Nie na wat ons wil hoor nie. Want wat ons wil hoor, is nie altyd wat ons nodig het. Dankie Here Jesus dat ons vandag kan sê, U waarheid maak ons waarlik vry. Maar dankie Here dat ons ook kan sê, die waarheid maak ons partykeer ook 'n bietjie vreemd. Dis my gebed dat ons as vreemdeling in die wêreld die waarheid sal gaan uitleef. Ook hierdie nagmaal, wat vir mense soms so vreemd kan lyk. Amen. Vriende, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan van hier af verder in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees sal met jou wees en bly. Amen.